It's The Drive with Rob and Roz, and I am in my element today because we are joined by 4 of the cast members from die Mommy Club van die Hoofstad. Hier is Drama. Andre, hou net aan en aan moeilikheid veroorsaak. Honey, there we go. The Drive with Rob and Roz, Jacaranda FM. Louise is hier, Johandri, Ansu en Crystal, baie welkom by The Drive with Rob and Roz. Dankie, Roz. Dankie. I am proper fangirling right now. Oh my word. I'm such a huge fan of the show en ek dink die program wat julle bymekaar gesit het en wat julle van deel is, die produksiewaardes is ongelooflik. Ek kyk baie reality TV en hierdie is op 'n internasionale vlak en ek dink dit is hoekom dit so goed doen. Maar wat ek by julle wil uitvind is hoekom sê julle ja om by so 'n program aan te sluit? Hoekom nie? Ag kyk, Roos, vir my persoonlik voel ek dat enige iemand wat soos ons is of was, wat op sosiale media jou lewe deel, wat jou kos afneem wanneer jy dit eet en jou outfits afneem, sal love om te sit waar ons 4 sit vandag. So vir ons was dit 'n groot geleentheid om vir die mense te wys wie ons is en ons families en ons lewens juggle. Voel julle dat daar redelik baie druk is om op daai standaard te kan bly? Voel julle moet alles so perfek kan juggle? Julle is besigheidsvrouens, julle is all for the empowerment of other women, and you also are moms who are doing the most. You're in the gym, you're doing the things that you need to do for yourself, but you've also got a business to run and a family to raise. Is there a certain amount of pressure to do everything really well? Definitief ja. Daar is 'n pressure vir al ons wat nou bietjie meer in die spotlight is met dit, maar ek dink dit is ook belangrik vir mense om ons te sien by die gym sonder make-up. Ja. Om ons te sien as ons kinders gaan aflaai in die oggende wat ons die make-up aan het nie, om te sien okay, hulle is ook net mense. Ja. En dan wag so uur, dan sien jy wat stap daar by die deur uit. Just give it time. Ja. Die Mean Girls comment. Ons moet nou daar gaan stil staan, reg? Do you feel that it is unwarranted when you watch it back? Do you go like, no, but that was the truth of the situation? And then for you on the other side of the Mean Girls group, I'm saying inverted commas, julle, ek is nie mean nie. Do you feel that you are justified? Because obviously that is what makes the drama. Ek, uit my opinie, ek dink, soos dat Crystal net nou gesê het, ons almal is so verskillend en daar's goed in elkeen van ons. En dit voel vir my, baie keer het die show net sekere aspekte gewys om drama te veroorsaak. En ja, daar was drama, daar was baie meningsverskille, daar was baie goed gesê wat dalk op daai tyd nie gesê moes word nie. En as ek nou uit 'n kyker se oogpunt uit moes kyk, sou ek ook gesê dalk, yes, kyk hoe mean is die mense met mekaar. Hoekom beklei hulle die hele tyd oor sulke goeters? So ek verstaan waar die woord mean girl vandaan kom. Ek stem persoonlik nie met dit saam nie, maar ja, dit is moeilik om jouself te verduidelik aan mense as hulle jou nie regtig ken nie, want hulle sien dalk 10 minute van jou of 'n minuut van iets wat in 3 ure geshoot was. So ja, dit is vir my moeilik, ek weet nie. En ek dink ons was ook baie kere gewag het vir scenes en scenario's om uit te speel, jy weet, want dis 'n TV-show, you kind of need to keep it to the TV. Ja. En ek dink ek is iemand wat liewer, ek hou van goed om eintlik in privaat te hanteer, want in ons groepie, soos ek gesê het, elke vrou is uniek en elke vrou hanteer goeie soveel anderste. En dis okay, maar dit het nie noodwendig dit altyd makliker of beter gemaak nie. Ek dink daar's baie goeders as dit dalk 'n one-on-one met my en Johandri was, of 'n one-on-one met my en Louise, of one-on-one met Tessa, en daar was nie soos 'n derde party nie, want jy weet, 'n derde party kan 'n partykeer 'n goeie ding wees, en dit kan partykeer 'n negatiewe ding wees, want en dit is hoekom, jy weet, ons sê altyd, you need that mediator that is actually not on either one side. En die probleem was, ons het heeltyd mediators gehad wat die een of die ander ene wou protected. In my geval was ek kind of die heeltyd die een wat unprotected en die maatjies protected. En dit was 'n natuurlike natural thing om te doen. En ek dink dieselfde met Louise en Tessa, maar ek dink Louise uit almal was baie
she was a little bit more mutual, kan ek Ja. sê met almal. She tried to really be there for everybody in a way. Ek dink net baie van die oomblikke wat ook geskep was 'n bietjie gesteel van die goeie goeders wat ons almal eintlik saam kon gedoen het. Wat ek wens anders te kon uitspeel as ek nou moet terugkyk, definitief. Ja, dis moeilik en ek wil net vir enigiemand daar buite sê, dink mooi voordat jy 'n realiteitsreeks aanpak, want jy word gewaarsku voor die tyd dat dit is hoe dit gaan wees, maar jy besef nie eintlik hoe erg dit is nie en invasive maar in daai oomblik is dit presies hoe jy gevoel het. In daai oomblik, the drama, it was real. Ja. Alles wat gebeur het gebeur en dit is hoe jy gevoel het in daai oomblik, maar jy moet verstaan, dis nou 'n jaar later vir ons. Ja. So ons kyk nou terug en ons dink, kyk What hoe did lyk we ons. Ja. Kom het ek dit gesê? Ja, maar ook dit is 'n geleentheid vir jou om jouself van 'n buiteperspektief te sien en as jy 100% jouself en authentic is en jy kan terugkyk en die mense hou nie daarvan nie, dan kan jy regtig introspeksie neem en soos okay, miskien is daar ietsie waaraan ek moet werk of jouself wil pat op the back gee en sê okay, ek is nie so bad nie. Ja, en so van my kant af, so dit net om by Louise aan te hoe jy in daai situasie opgetree het, is hoe jy as mens en hoe jy eintlik uit jouself kan leer hoe jy was. So as ek myself as 'n voorbeeld vat, het ek besef agterna, jy hoef nie altyd te probeer vrede maak met almal nie, want dit byt jou in die alie, jy hoef nie altyd, en so wat ek weer by Crystal aan te sluit is, as jy sê nou maar iets wil, ek is ook so, en dis hoekom baie keer soos wat julle kan sien, het ek baie keer off camera iets gedoen, want ek sien noodwendig iemand wat goeters voor ander nie. Ek sal eerder met een persoon gaan sit en net met hulle uitpraat, maar ek moes ook daar besef het dat dit is reality, en om al hierdie goeters bymekaar te bring, moet jy dit daar ontbloot, of jy nou mense seermaak, of jy nou oor enigiets praat, jy moet dit doen. So ek dink dit is die beste manier om terug te kyk en te sê, weet jy wat, dalk moet jy dinge net dalk anders hanteer het. Ja, don't blame the editors if you said it. Yes. Ja, en ook as jy terugkyk, ek dink veral vir julle wat so 'n bietjie backlash gekry het, is om terug te kyk en jy wil so baie van die publiek af hê nog voor die show. En nou besef jy dat eintlik al wie belangrik is jou familie en jou vriende. 100%. En Dit is dat die versekerbaar. publiek se opinie maak nie eintlik saak nie, solank as wat jy jou familie het. So ek dink is ek reg as ek sê dat dit het julle baie nader in julle families ook gebring. Ag, iemand het ook eendag vir my gesê, hoekom gaan jy advies vra van mense by wie jy nie advies wil of raad wil hê nie? En dit het ook my siening oor baie goed verander, want ek het net besef, mense oor die algemeen is nasty. Mense wil eerder kritiseer en sleg maak voordat hulle positief is en 'n kompliment gee. En soos Louise sê, ek het besef, baie keer as mens in hierdie tipe sosiale lewe, wil jy jouself die hele tyd bewys aan iemand daar buite wat jy nie ken nie. Ja. En as jy vrede in jou hart het en jou naaste mense, of dit nou jou familie of vriende of wie ook al is, hulle aanvaar jou vir wie en wat jy is, soos dit is die mense by wie jy aanvaarding moet kry en die mense wat jy moet lief hê. En ja, dit het my siening baie verander. Ja, en ek dink ook op dieselfde tyd, jy weet, ons elk as 'n individueel het hierdie experience. Niemand kan eintlik vir ons sê hoe dit was en hoe ons op daai stadium moes gevoel het nie, want inteendeel ons het dit gevoel. Ons het deur dit gegaan. Ons het die off en on camera goedjies gesien. Ons het dit alles experience. Jy weet, die goeie en die slegte gedeeltes daarvan. So by die einde van die dag is al wat ek vir mense kan sê is ek dare jou om op 'n realiteits-TV te wees, nê, en dan te kry wat jy uitdien. You know what I mean? Dis dieselfde soos jy nou gesê het, so, jy weet, like, if you can give it, you can take it. So, dis een van daai situasies soos, maar kindness is ietsie wat ek dink ons almal lack so bietjie, en understanding, en ek dink dit is wat die wêreld bietjie meer van wil hê. Maar dit is ook weer eens hoekom hierdie show so amazing is, want mense love die drama, en mense like om negatiewe goedjies seker maar te vorm. Dis makliker om op die negatief te fokus as op die positief, want die positief is dalk bietjie boring in die opsigte van 'n realiteitsprogram. I want to just also talk about the drama
where are my sunglasses, Ansu? Hoekom het ek nie 'n paar heart-shaped sunglasses gekry vandag nie? Ek kan dit vir jou aanpas. Profession. Ek sal myne met jou share as 'n handsak. Dit is amazing. Raak julle ooit moeg vir die kameras? Do you ever get to a point it's like, you know what, actually, not today. No, Yes. not today. Vir my was dit definitief 'n ding. Daar was tye wat jy ek dink dit gaan nie oor net die kameras nie, dit gaan net oor hierdie vat baie van 'n mens. Ja. En julle sien dalk 'n 5 minute scene, maar daai scene was 4 ure om te shoot. Ja. En ons moet nog ons kinders, ons careers, ons huwelike, ons lewens moes nog aangegaan het. So jy moes jou werk, as die kameras gestop het 10 uur, dan klim jy op jou laptop en dan begin jy nou eintlik te werk. Môreoggend 5 uur moet jy weer op die stel wees. So en perfek met make-up, gelashes, alles. So dit het verskriklik baie gevat. Ek dink meeste van die tyd was ons net moeg en koud. Want dit was En winter. honger. Ons En was honger. honger. Ja, julle twee. Ja nee, ons is heeltyd honger. Ek dink ek was op my maarste op hierdie show want ons het nooit geëet omtrent nie. Ja. Dis die waarheid. Ek wil ook net vir Johandre en vir Ansu sê, well done op die kompetisie. Dankie. Dit verg soveel dissipline. You actually, it's not about motivation. It's just about saying to yourself, listen, I'm not drinking, I'm not eating chocolate, I'm not for like months and months on end. So congratulations to you both on how well you did in the competition, both of you. Thank you so much. I want to ask you to end off. I want to ask you to end off. Would you do this again? And when is season 2? Please come. Ja, ek dink ek sal dit weer doen. Ek sal net mooi my skedule moet uitwerk want ja, dis moeilik met my besigheid en my kinders en so aan, maar ja, ek dink ek sal dit weer doen. Johandre? Ek sal dit verseker weer doen. Ek is net ook nou nie meer 'n stay-at-home mom nie. So ek het baie dinge wat ek mee besig is op hierdie stadium. So ek voel so 'n bietjie overwhelmed op hierdie oomblik. Maar ja, soos wat Louise ook sê, mens moet net alles mooi beplan en dit is waaroor alles gaan, is beplanning. Ja. So dan kan mens alles weer doen. Ek persoonlik dink nie ek sal ooit weer 'n realiteitsprogram doen nie. Ek sal dalk weer in die rigting van so iets werk, ek weet nie. Maar ek dink dit is soos wat Louise ook net nou gesê het, mense besef wat is regtig vir jou belangrik in die lewe. En ek dink net soos my fokuspunt is op baie ander goed nou as my lewe self. So ja, as hulle my nou met nader dink ek nie ek sal ja sê nie. Crystal? Ek gaan saam met Ansu stem. Ek dink nie regtig not really made for TV. Al het ek altyd gedink as 'n klein dogtertjie, ja nee, dit sal alright wees. Ek dink nie ek is nie. Ek's eintlik bietjie skrikkerig vir 'n kamera en 'n mic, so ek stutter so bietjie. Maar ja, ek dink ook op dieselfde met soos Louise sê, ons besigheid, die winkelsentrum het nou finally grond gebreek, externally. En dis harde werk en daar's ander besighede wat ek nou in die winkelsentrum ook na kyk om op te fokus en ek fokus op my familie en my kinders en dis wat vir my eintlik regtig werklik belangrik is. So ek dink net I don't have it's the time en it's net nie iets vir my nie. Ek's net nie dit interesseer my mos nou glad nie meer nie. Het jy nou al 'n troudatum? Nee, nog nie. Nee. Ons soos ek sê, ek werk nou op my besigheid. My man werk nou ook op sy besigheid. Sy mamma was ongelukkig siek deur die show en voor dit ek gaan nou nie sê met wat nie, ek voel dis persoonlik. Maar by die einde van die dag is hy neem daai besigheid oor en ek fokus op my besigheid en jy weet, baie mense gee my soveel grief oor die troudatum, maar daar't soveel goeters gebeur met ons. You know, ek bedoel teen die tyd wat ons verloof geraak het in 2017. Dis ons is okay, laat ons dit let's take it easy, you know. En toe sit na die easy het ons 'n troudatum gehad en toe raak ek swanger met my dogtertjie en toe sit okay, nou wil ek die liggaam terugkry en toe kom COVID en toe sê ek okay, en nou sit die besigheid so dat eintlik soveel just life happened, you know what I mean, en dis net weer eens mense is baie maklik om te judge en te sê sy is nog getroud nie, sy is nog nie dit nie, maar inteendeel het ek gevoel trou het so wetlik geword, dis soos jy moet trou deur die wet, jy moet skei deur die wet en ek is okay om net 'n seremonie te hou en dit die regte manier te doen met my man, omdat ek regtig werklik net lief is vir hom. As dit net ek en hy en ons kinders en ons naaste familie en vriende is ek ook happy met dit.
En Christel, eintlik as ek iets vir jou kan sê, jy hoef eintlik aan niemand iets te verduidelik. Baie dankie. Ek Jy waardeer hoef nie. dit. Just- Dankie. Just be. Soos Ja, wat niemand is in jou skoene nie. Niemand loop jy, dis wat ons almal al gesê het. Soos definitief. niemand weet in watter Ja. posisie enige iemand geplaas is nie. Ons Definitief. almal gaan deur elke dag deur dinge in ons lewens en Ja. look at you, jy's nog steeds besig met ander dinge. So moenie Ja, fokus en op die vir troudatum jou, nie. Jandri, I mean, you're back in your boss babe era en ek lewe vir dit. Dis Ja, lekker. doen dit. Nadat ons klaar is, gaan julle ons weer nooi om weer verder te kom gesels. Gaan julle 'n reunie episode doen? Ons het hom maandag geshoot. Okay. Maar ja, ons gaan 'n reunie doen. Hy's nog fresh. Great. Nee, maar Hier sit die krapmerke in my nek nog. En Louise het my naels gebreek. Hoekom dink julle dit ons almal seker lank en dan behalwe Christel? al die Maar ek volg blou niemand kan my aanval nie. Behalwe Tessa, ek voel sy kan dalk so. Ja, dis hoekom sy nie is nie. Ja, sy. Tessa is eintlik in die hospitaal. jokes. Joke. Nee, sy sit op 'n wynplaas en geniet 'n ou wyntjie in die Kaap. Ag, lekker. Ons het nog gemis. Ek moet vir julle sê, Ansu, Christel, Johandri, Louise, die Mommy Club van die hoofstad. Julle is ongelooflike vroue en ek kyk elke week vir julle. Ek geniet dit verskriklik baie. Julle dankie. weet hoe om TV te maak. So baie dankie dat julle kom kuier het by The Drive with Rob and Roz. Hier is Draal. Johanri hou net aan en aan moeilikheid veroorsaak. Honey, there we go. Ek is nie hier om te fight nie. Weet jy wat, vat jou opinie en druk hom in jou Lekker vir die trane hier vlak sit. Dit was 'n slang in die gras en ek hou nie daarvan nie. Ek moet sê ek is effens verbarreerd. Ek gaan nie vir jou jok nie. The Drive with Rob and Roz, Jacaranda FM.